Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Verraad is iets wat ander aan jou doen, maar bitterheid is iets wat jy aan jouself doen. Dit is onmoontlik om deur die lewe te gaan sonder om seer gemaak te word. Dit kan dalk 'n lewensmaat wees wat ontrou is, 'n kollega wat jou sleg maak, of 'n baas wat jou net sonder enige verduideliking afdank. Jesus het dikwels te doen gehad met mense wat hom verraai het. In Markus 14, terwyl Jesus saam met sy disippels aan tafel was, het hy gesê in vers 18, "Voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai." Dit was nie lank daarna nie, wat Judas hom met 'n soen verraai het. Jesus het ook nie sy rug op Petrus gedraai, toe hy hom verloon het nie. Hy het elke keer geweier om bitterheid te kies. Jesus het net anders na mense gekyk. Hy het mense in die lig van hul potensiaal gesien, nie hul probleme nie. Wat hulle op daardie oomblik was, het hom nie daarvan weerhou om te sien wat hulle kon word, wanneer sy genade hul lewens sou aanraak nie. Ek en jy moet ook so wees. Daarom skryf Paulus in Hebreërs 12 vers 15, "En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie." Hy sê ook in Efesiërs 4 vers 31 en 32, "Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het." Maak seker, jy verwyder enige woorde van bitterheid uit jou gesprekke uit. Moenie die besonderhede van die verlede herhaal, tensy dit is om ander te leer en aan te moedig om bo hulle sin uit te styg nie. Wat doen jy om seker te maak dat daar geen bitterheid in jou hart is nie? God sê in Jesaja 43 vers 18 en 19, "Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie?" God wil hê, ek en jy moet beter mense word, nie bitter mense nie. Here, vergewe my dat ek soms aan seer, woede en onvergewensgesindheid vashou. Genees my wonde, versag my verharde hart en vervang hierdie gif met u oneindige liefde en vrede. Ek kies om vandag die verlede te laat gaan. In Jesus naam bid ek dit. Amen.